Weereens, goeiedag en welkom saam by hierdie oordenking in lenttyd. Ek wil graag met jou gedagtes wissel vandag om te sê, kom ons tuur, ek ken mos die woord, oor die rand van die beker en ons oordink. Die teks wat ons daarvoor gebruik klink so, ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Jesus Christus kom. Dit skryf Paulus in Filippense 1, uit die 83 vertaling. Wonderlik hoe Jesus die wet op sy dag onderhou en interpreteer het. Hy word beskuldig van sabbatsontheiliging, as hy siek is op die sabbat genees, as sy disippels koringare uitvryf vir 'n maaltyd, tog bly hy getrou aan die beginsel wat God gee in die wet. Die ritme van werk en rus moet in harmonie gehou word. Dis hoekom vandag, Saterdag, se tema is om oor die rand van die beker te tuur en na te dink. Lent is so ryk aan stof om te oordink. Ons eie sterflikheid. Die moedeloosheid van 'n wêreld verstrengel in die self, ego-gedrewe veglustigheid, selfs haat. Maar ook, genadiglik, die onuitputlikheid van God se liefde, genade en trou. Maar jy is mos geoefen daarin, of hoe? Maar jy ken lent. Getrou aan my liefde om die hulp van 'n lied in te roep, wil ek vandag een gaan haal in Amerika. Eers iets oor die kunstenaar Alan Jackson. Jy het seker al van hom gehoor, nie? Dalk is jy een van die Facebook-volgelinge wat in Desember 2022 kennis geneem het van sy tragiese afsterwe. Haha, toe nie, dit was fopnuus. En dit het 'n hele klomp mense die hoenders ingemaak, maar dit het ook sy musiek opnuut weer op die voorgrond gesit. Gelukkig is hy springlewendig en sing hy nog lustig op 66-jarige ouderdom. Hy word groot in 'n baie Christelike huis en bedank sy ma vir 'n talentvolle sangstem. Hy word vroeg reeds 'n bekende neo-tradisionele country sanger. Wat dit beteken weet ek nie, maar sukses beteken. Hy verkoop 75 miljoen plate CD's wêreldwyd. In die beroemde Georgia Music Hall of Fame word sy naam aangebring as een van die mees suksesvolle kunstenaars van sy era, en daar word ook 'n 8 km stuk van 'n hoofweg deur sy tuisdorp na hom vernoem, Alan Jackson Highway. Sy persoonlike lewe gaan ook egter deur storms, soos dit gaan met genoeg populariteit en 'n fris bankrekening. Sy huwelik met 'n skoolkeis, Denise, was vir baie jare wonderlik gelukkig. Skielik is daar donker wolke op die horison, nadat dit blyk dat hy so bietjie buite die ateljee flankeer het. Vir 'n paar maande word hy die huis uitgeskop, maar Denise, sy vrou, sit die stryd voort op haar knieë. As toegewyde Christen vertrou sy die saak aan die Here toe en hulle versoen baie mooi. Sy skryf 'n boek daaroor. It's all about him, met 'n hoofletter. Nie Ellen nie, him, God. Finding the love of my life. Is dit nie mooi nie? Die boek vertel van haar worsteling, maar veral van haar geloof en vashou aan God wat hulle weer op koers gekry het. Die boek word een van die New York Times se topverkopers. Verskeie treffers klink op uit sy gitaarsnare. Maar die een wat ek graag vandag met jou wil deel is The Older I Get. Jy mag gehoor? The Older I Get. Die lied vertel in 3 verse met 'n refrein hoe Ellen oor die lewe terugkyk. Dis mos wat ons vandag ook doen, nee. Ons kyk so oor die rand van die beker waarmee ons besig was. Oorweeg die pad tot hier, kyk dan diep binnekant toe sodat ons ook boontoe en vorentoe kan kyk. Hy begin met die mymering dat die ouer word jou gedagtes beter bestuur. Om waardevol te dink, you only got a minute, you better think through it. So hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, die lewe vlieg verby en jy moet vashou aan geldige waarhede. Ware rykdom is nie geld of besittings nie, maar die mense met wie jy die lewe deel. Die refrein wat dan opklink word 2 keer herhaal. Dis nogal vir my treffend. Ek gee dit vir jou in Engels om die punchline te bou. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop. And that's the truth. Funny how it feels I'm just getting to my best years yet. Ek is amper lus en sing het, so mooi is dit. Hy mymer lekker verder. Sonder berou oor ware vriendskap
en oor lief en leed met die littekens wat dit bring. Hierdie littekens word aandenkings, lewensgeskenke van 'n lewe voluit geleef, foute en vergifnis. Die slotvers word dan uiteindelik die lekkerste plek waar ek my persoonlike mymering, veral in Lent, terugkry. Hy begin weer met die sleutelwoorde, the older I get, en dan volg hy dit op met the longer I pray. Hy vertel dat hy nie heeltemal seker is hoekom die gebed langer is nie, maar hy dink tog dis omdat hy soveel stof tot dankbaarheid het. Hier is nou iets om oor te mymer terwyl jy oor die rand van jou persoonlike lentbeker nadrink. Die lewe hou daarvan om jou program vir jou vol te maak. Die aanbiedinge is oorvloedig. Ek dink graag na, so 'n bietjie tong in die kies, oor 'n sêding wat toegedig word aan Emerson Fittipaldi, die verskeie F1 formule wêreldkampioen. Hy sou konseis beweer het dat sodra dit vir hom voel die kar is onder beheer, dan weet hy gaan die reisies verloor. Gelukkig het hy 'n gelowige geword, ek nie skaam daaroor nie. Na 'n periode van kalmte en diepe nadenke verder oorleef hy in 1997 'n redelik ernstige vliegongeluk in sy privaat vliegtuig. Dit verdiep sy geloof nog verder en hy praat openlik daaroor. Nou, wat sê dit vir ons? The older I get, the better I think. The longer I pray. Mag dit ook vir jou so wees, dat jy, soos wat jy op hierdie lentpad loop, tyd maak, nie tyd vind nie, tyd maak, om hierdie prioriteit van om oor die beker van Lent na te dink oor die heil wat dit Christus gekos het, en die vasberadenheid waarmee hy die pad geloop het, en die heerlike heil wat hy vir ons berei het in die Vaderhuis met die baie woning. Seën op jou pad. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons weet dat U hierdie prys betaal het. Dis histories bewys. Dit staan vas in die geskiedenis. Daar is 'n kruis en daar was 'n leë graf, maar ons sal kyk op na die oop hemel waar U vir ons plek berei het. En ons sien uit na die dag wanneer U weer gaan kom en die koninkryk van God onwankelbaar gaan vestig. Here, die wêreld het dit nodig. Die ganse wêreld word maar deur konflik bedreig. Oorloë en gerugte van oorloë wat U genoem het, Here Jesus, sien en hoor ons. Help ons om ons harte by U stil te maak en die leiding van die Heilige Gees te volg in gebed en in aksie. The longer I pray, the older I get. In U naam. Amen.